Goeiedag. In die verhaal van Jesus' verskyning aan die twee manne op pad na Emmaus, nadat hulle verwardheid oor die gebeure tydens Paasnaweek uitgespreek het, sê Jesus vir hulle in Lukas 24 vers 25 en 26: O, julle wat so sonder begrip is, met harte wat traag is om alles te glo wat die profete gesê het. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie. Hierna het hy begin om al die skrifte oor hom, vanaf Moses en die profete, vir hulle uit te lê. Het jy al ooit 'n selfdoen projek begin, net om uit te vind, jy het meer afgebyt as wat jy kan kou, en gesukkel tot jy uiteindelik toegee en 'n professionele persoon bel. Soos om 'n selfdoen projek by die huis te begin en te dink jy het al die nodige gereedskap, net om halfpad deur te besef dat dit buite jou vermoëns is. Wat jy dink jy weet en wat jy eintlik weet, stem nie ooreen nie. Die manne wat van Jerusalem na Emmaus gestap het, was in 'n soortgelyke penarie. Hulle het verstaan dat Jesus, wat hulle saam met sommige van die breë skare disippels gevolg het, 'n politieke leier sou wees, wat hulle van die onderdrukking van Rome sou red. Toe die godsdienstige leiers met die Romeine saamgesweer het om Jesus te kruisig, het alles wat hulle gedink het hulle weet, skielik net nie meer sin gemaak nie. Maar Jesus het hulle nie in hulle onkunde gelaat nie. Hy het hulle ontmoet, duidelik het hulle hom nie herken nie, maar Jesus stel homself ook nie dadelik aan hulle bekend nie. Hy gebruik die Bybel van daardie tyd, die Ou Testament, om te verduidelik wie hy is. Wie hy regtig is, nie wie hulle aanvaar het hy sou wees nie. Jesus gebruik nie sy eie woorde nie, maar die woord van God, wat hulle as gelowiges as die waarheid aanvaar. Vandag nog trap gelowiges soms ook in die struik om hulle eie verwagtings van wie Jesus is en wat hy kom doen het, op hom te projekteer. Ons dink ons weet wie Jesus is en wat hy van ons wil hê. Maar totdat ons die Bybel lees, beide die Nuwe Testament en die Ou Testament, sal ons 'n onakkurate prentjie van wie Jesus werklik is hê. Dit kan intimiderend wees om die Bybel te lees. Daar's woorde wat ons nie kan uitspreek nie, 'n kultuur wat ons nie verstaan nie, en konsepte wat nie ooreenstem met wat die wêreld van ons verwag nie. Maar God wil nie hê ons moet verward wees oor wie hy is nie. Vra hom dan om jou te help om die woorde van die Bybel te verstaan. Want dit is God se woord aan ons oor wie hy is, wie ons is en hoe hy wil hê ons moet lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die Bybel. U het dit geskryf omdat u wil hê ek moet u ken. U wil 'n verhouding met my hê, en totdat ek u van aangesig tot aangesig sien, kan ek u beter ken deur dit te lees. Help my om dit te verstaan, sodat ek u beter kan lief hê en ook die mense rondom my beter kan lief hê. Amen.